Goeiedag, hiermee 'n woord van bemoediging. Daar's 'n man in ons geskiedenis wat nie baie van ons ken nie, maar wat 'n groot verskil gemaak het in die lewens van ander. Sy naam was Mordechai Ham. Hy was 'n Amerikaanse prediker wat tentbyeenkomste gehou het in die laat 1800s en vroeë 1900s. In 1934 het hy 'n tentherlewing in Charlotte, Noord-Carolina gehou. Twee 14-jarige seuns het een aand verbygeloop, die rumoer en lewe in die tent gesien en die boodskap van 'n Vader se liefde gehoor. Toe hulle probeer instap, was daar geen sitplekke beskikbaar nie. En net toe hulle wil wegstap, het 'n diaken wie se naam vandag onbekend is, agter hulle aangeloop en hulle gestop. Hy het vir hulle gesê, kom, ek gaan vir julle twee sitplekke vind. Julle kan nie hierdie geleentheid misloop nie. Hy het mense gevra om op te skuif en die seuns in die teenwoordigheid van Abba Vader gebring. Daardie dag het die lewe van albei die twee seuns verander. Hulle het hulle lewens aan Yeshua gegee en hulle self toegewy aan Abba Vader se doel vir hulle lewe. Een van hierdie seuns was Billy Graham, wat later vir miljoene mense die evangelie verkondig het. Die ander was Grady Wilson, wat Billy Graham gehelp het om al sy evangelisasies te organiseer. Hierdie naamlose diaken het die wêreld verander daardie aand. Dit was nie Mordechai Ham nie, Billy Graham of Grady Wilson daardie aand nie, maar die diaken daardie aand wat gehoorsaam was aan die Heilige Gees. Hy het die klein maar kragtige daad gedoen om iemand in die teenwoordigheid van Abba Vader te bring. En dit wys vir ons dat elke daad van gehoorsaamheid in Abba Vader se koninkryk in sy hande kan groei tot iets wat 'n enorme impak het op sy koninkryk. Abba Vader het mense geskape volgens sy beeld. Hy sê dit in Genesis 1 vers 28, nie om alleen te wees nie, maar om sy teenwoordigheid te weerspieël, om te dien, lief te hê en deel te wees van sy plan. Net soos Abba Vader vir Adam 'n metgesel gegee het, weet hy, dit is nie goed dat jy alleen is nie. En daardie skeiding tussen ons en Abba Vader het gekom weens sonde, ongehoorsaamheid. So jy het nodig om te weet, jy is geskape met 'n doel, 'n roeping om sy beeld te dra en om 'n verskil te maak in hierdie wêreld rondom jou. Miskien voel jy soos die diaken klein en onbelangrik, of dat jy nie genoeg invloed het nie, maar Abba Vader gebruik die kleinste dade van gehoorsaamheid. Die diaken het twee seuns sitplekke gegee, en kyk wat dit veroorsaak het. Net soos Adam en Eva geskape is om te wandel saam met Abba Vader en sy beeld in hierdie wêreld te weerspieël, is jy geskape om 'n impak te hê vir sy koninkryk. Jou gebede, jou dade van vriendelikheid, jou bereidwilligheid om ander na Abba Vader toe te lei, kan die verloop van 'n lewe of selfs 'n geslag verander. Jou gehoorsaamheid in die klein dinge kan Abba Vader se groot planne laat ontvou. Elke keer as jy kies om reg te doen, selfs in iets klein, soos om vriendelik te wees, te help om vir ander te bid, werk jy saam met Abba Vader. Abba Vader El Roi, die God wat sien dit en gebruik dit om sy groter planne vir jou en vir ander mense te laat gebeur. Jy mag dalk nie sien hoe dit alles bymekaar kom nie, maar Abba Vader gebruik selfs die klein stappe om groot dinge te bereik vir sy koninkryk. Jy het 'n doel. Jy is geskape om 'n verskil te maak in jou familie, jou werk en in jou gemeenskap. En Abba Vader vra van jou vandag, sal jy gehoorsaam wees aan die klein dade wat my koninkryk sal bou. Onthou, dis nie altyd die groot beroemde dinge wat die meeste saak maak nie. Soms is dit net 'n daad van vriendelikheid, 'n gebed, 'n uitnodiging, bereidheid om op te staan vir die regte ding. En Abba Vader gebruik dit om sy koninkryk uit te brei. Jy is hier met 'n doel, soos Abba Vader in Genesis 1 vers 28 sê, wees vrugbaar en vermeerder. Om vrugbaar te wees beteken dat jou lewe iets voortbring wat waardevol en lewensveranderd is vir ander. Jou dade, jou woorde, jou besluite moet 'n seën wees vir mense om jou net soos 'n boom wat vrug dra te wees, sodat ander daarvan kan eet. Jou lewe moet vrug dra, vrug wat karakter, geloof en invloed weerspieël. Om te vermeerder beteken dat daardie goeie vrugte nie net vir jou bly nie, maar versprei.
Jou getrouheid en jou gehoorsaamheid aan Abba Vader se leiding kan ander inspireer om ook dan vrugte te dra. Net soos 'n klein saad wat groei en nuwe sade voortbring, kan jou lewe 'n kettingreaksie van seën en invloed teweegbring. Met ander woorde, jy's nie hier net vir jouself nie. Jy's geskape met 'n doel om vrug te dra, ander te beïnvloed en Abba Vader se koninkryk te bou. Elke daad van liefde, elke bemoedigende woord, elke keuse om te dien, laat Abba Vader se plan ontvou en sy koninkryk groei. Jou deelname maak 'n verskil. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie dat U ons geskape het met 'n doel, dat ons U teenwoordigheid, U beeld dra. Vader, mag ons kragtiglik gebruik word vir U koninkryk. Meer en meer van U, minder van myself. Bid dit in Yeshua se naam, die Seun van Jotewaweh. Amen. Shalom.